vir jou vra as jy 'n woord saamgebring het. Ek gaan vir jou een vers, jy eintlik is nou op die blaai nie. Jy kan op die bord klik as jy wil kan jy notas maak. Ek gaan 'n paar verse los. Daar's 'n hele paar verse wat gaan aanhaal, maar Spreuke 16 vers 9. Ek gaan vir jou enkele vers lees uit die woord van die Here uit. Proverbs 16 vers 9. Voor ek begin, wil ek vir jou vra, het jy ooit in jou lewe, ek is seker almal wat hier sit, het al gewag vir iets in jou lewe? En dit is nie altyd lekker nie. Veral nie as dit iets is wat belangrik is nie. Iets wat lewensveranderend kan wees nie. Weet, baie maal gaan jy gaan sit in 'n wagkamer van 'n dokter of by 'n hospitaal of jy gaan vir 'n onderhoud en jy sit daar en jy sit in die plek maar jy weet nie wat die volgende gaan gebeur nie. Jy weet nie wat die dokter vir jou gaan sê nie. Jy weet nie wat die employer vir jou gaan vra nie. Jy weet nie wat vir jou gaan sê nie. Jy weet nie wat volgende is. En ek het in laasweek terwyl ek so besig is met die goed, praat ek met my vrou en ek sê van, weet jy, dit is interessant dat 99,9% en ek het dit alweer vir die mense woensdag aand ook gesê dat die bid het. Van die tyd as jy in 'n situasie beland, is jy in 'n situasie as gevolg van jou eie te doen, jou eie besluite en niks anders nie. Ek sal sê die 0.1% wat jy in 'n situasie is oor God besig is om in 'n rigting te beweeg. Maar ek wil net mooi hoor wat die woord van die Here sê in Spreuke 16 vers 9. Hy sê die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Nou wanneer jy in die plek kom wat jy sit en jy wag en jy wonder en jy stres oor wat gaan gebeur, dan voel dit partymal of dit overwhelming raak vir mense, want ek kan nie wag nie, ek wil nie wag nie, ek wil nou die antwoord hê. En in jou geestelike lewe werk dit baie ook so. Jy bid. Ek weet en ek het woensdag gesê, ek bid oor 'n saak en ek wag nog steeds. Weet jy vertrou op die Here en jy wag nog steeds. Jy huil partykeer, maar jy wag nog steeds. Want hier is die dinge, wat doen ons maar is, en julle is nou die jongste twee in die kerk, so gaan hulle maar gebruik as 'n voorbeeld, sorry. Wat doen hulle as hulle nie 'n sin kry nie? Hulle huil, toe hulle kleiner was. En wat doen ma en pa? Gee. Ons was so, baie groot mense doen dit nog steeds. Hulle salk in die lip hang en dit is 'n verskriklike storie. Maar weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê, jy moet mooi hoor. So as jy een van die mense is wat nou so dink soos ek wil sê, don't do that ever again, stop doing it, it's not gonna help you. Jou trane, jou lang lip, jou gesalkery, kan nie God se mind change. Amen. Jy kan nie God se mind verander nie. Ek luister na 'n ding in die week en hierdie persoon vra, hy sê, can you pray to change God's mind? Hoe wil jy die Here se, al bid jy hoe mooi gebed, hoe wil jy die Here se mind change as hy weet wat jy klaar gaan vra? You can't do it. So, as jy een van die is wat huil en sal, stop dit. Jy maak jouself siek. Kom verby dit. Maar wanneer jy op hierdie plek is en jy voel so neergedruk en jy voel so waar is die Here, dan kom die vyand baie maal met hierdie vraag na jou toe. En hy laat jou verstaan dat die Here het van jou vergeet. Die Here stel nie jou belang nie. Die Here gee nie vir jou om nie. Kan julle met my saamstem? Was julle al daar? Dis 'n leuen uit die put van die hel. Want as hy nie vir jou omgegee het, die kind van God, sou hy sy lewe vir jou afgelê het. Maar jy sien, jy kom hierdie vraag op en dit is, Here, hoekom vat dit so lank? Here,
Baie lank. 70 jaar. As dit so lank vat, dan vat dit so lank. Maar jy sien, om op daai plek te kom is nie altyd lekker nie. En ek wil vir jou sê, my tema van my boodskap vanoggend, ek het op die groep gesit, is die wagkamer van God. En dis nie 'n lekker plek om in te wees nie. Because we do not want to wait. The only time you want to wait is wanneer jy weet jou pa gaan jy 7 uur by die huis kom en hy is nie nou daar om jou pak slaap te gee. Dan het jy nie 'n probleem om te wag nie. Maar na dat die tyd kom, dan verander die prentjie. Maar ek het nodig om vir iemand vandag in hierdie plek te sê, dat hou op luister vir die invluisteringe van die vyand, want hy se leraar wat vir jou wil sê, God stel nie belang nie. Ja, amen. Want jy sien, hoor mooi die woord van die Here, Jeremia 29:11, baie bekend. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wie wat, selfs wanneer jy nie weet wat volgende gaan gebeur nie, God weet. Hy weet wat môre vir ons wag. Maar jy sien, ons maak planne. En die ding is, ons maak planne, maar ons weet nie wat môre kom nie. Maar hier is vir jou goeie nuus. Ons dien 'n God wat weet wat môre vir jou en my wag. Ons sien die pad wat ons moet loop nie, maar God sien reeds die hele pad wat jy moet stap. Ons het nou gelees dat die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Met ander woorde, ons sien net 'n gedeelte. Baie maal sien ons wat ons breins wil hê, ons moet sien. Ons sien wat ons wil sien. Maar hier is die ding van God, die Here sien die hele prent. Ek het 'n paar goed neergeskryf vanoggend, net om vir jou bietjie te laat probeer verstaan. Want jy sien, ons maak 'n besluit en ons sien vandag, maar hy sien reeds môre. Ons sien die pyn, God sien die doel vir die pyn. Ons sien die vertraging, God sien dit as voorbereiding. Ons sien 'n storm, God sien groei. Ons sien teleurstelling, maar God sien rigtingsverandering. Ons sien verlies, God sien ruimte vir iets nuuts. Ons sien trane, want jy's hartseer, jy's seer. En weet jy wat, baie keer het jy nodig om te huil om oor die seer te kom. God sien genesing. Jy sien, ons beplan ons lewe, ons reël ons eie dinge, en dan vra ons, Here, ek het hierdie besluit gemaak, help my met hierdie rigting waarin ek gaan. Maar weet jy wat is die probleem, kind van God? Ons maak besluite, sonder om God te raadpleeg vir dit wat ek wil doen. En op die einde van die dag loop jy jouself in 'n muur vas, en jy kan nie verstaan hoekom nie, maar jy vra, Here, maak my voetstappe vir my gelyk, maar jy het hom nie geken in die saak nie. Die woord leer ons, hy sê, daar's 'n skrif wat sê, ken my in al jou weë, en ek sal jou baie vir jou gelyk maak. Maar jy sien, nou kom jy voor 'n deur, en jy kan nie verstaan hoekom jy die deur nie wil oop nie. Jy bid tot jy blou is en daar's nie 'n deurbraak nie. Al wat jy sien is hierdie toedeur, waar jy wil daar deur gaan, maar dit is die pad wat jy wil loop. Hoekom gaan die deur nie oop nie, Here? Het jy die Here gevra of daai deur vir jou moet oopgaan? Want jy sien, hier is die ding. God sien reeds wat agter die deur staan. En veral wat ek weet, is die deur wat ek moet deurgaan, of wat ek wil deurgaan, die ding wat agter die deur is, wat dalk te groot vir my om te hanteer. So baie maal is 'n toedeur nie 'n probleem of 'n straf nie, dis baie maal beskerming in God se oë. Ons moet verstaan
dat die einde van jou plan is nie die einde van God se plan nie. Hy het 'n ander plan. Ons het hier eie idees waar ons wil gaan, ons het eie planne. Kom ek gebruik hierdie voorbeeld. Ons sit op hierdie omstandigheid en ons wil graag 'n ander plek van opinie. En ek het al 'n paar avenues geprobeer en dan lyk dit of dit lekker gaan en dan raak ek excited en dan toeps. Nou sê die Here af en vra my hoekom nou? Toe kom die ander gebou, alles is daar, alles is al besig om die kontrak op te trek. En toe is die Here. En weet wat, hier is die ding. We need to get to a point waar ons berusp en sê, Here, ek wag vir U om hierdie deur op te maak. Want dit is nie by my nie. Dit is nie vir my om op te forceer nie. Ek moet rustig wag tot U sê, nou gaan jy hierdeur. Amen. Of nou gaan jy daardeur. Halleluja. En dit is nie maklik nie. Dit is nie lekker nie. Want jy sien, ek soek nou Here 'n ander plek. Ek het klaar die prentjie, ek onthou. Ja, ek weet ek is 'n prentjie mens, nee. Toe ons begin praat oor hierdie ontshop die langsaan. Ek het tot 'n ding op Photoshop gaan maak met ons kerk se logo op die bord. Guess what? Die ou wie die plek aan hoort is al klaar dood. Sy dogter het oorgevat, sy staan nie belang nie. Maar my prentjie is al klaar op die bord, want Nico wou. Maar weet jy wat dink van God? Ons sit in die wagkamer en ek wil vandag vir jou sê, ons kan besef dat God weet wat hy besig is om te doen. Maak nie saak hoe dinge hier lyk en wat hier gebeur, hoe mense ons kwaad maak nie. Op die einde van die dag maak dit nie saak nie, want God is in beheer. En weet jy wat die mense geleer, wat die vyand gebruik baie keer, ewen hierdie omstandighede om 'n mens te hanteer. Ek wil nie sê hoekom en waarom nie, maar weet jy wat? Ons moet maar net rustig wag. Want God weet wanneer, God weet waar en God weet hoe. Want jy sien, die ding is, ons tyd is nie God se nie. Hy sal wel op sy tyd die deur oopmaak. Ons moet maar net rustig wees en wag. En dit waar dit. Dis moeilik om te wag. Maar jy sien, nou kry ons 'n wonderlike vers in die woord van die Here wat vir ons sê, Psalm 27:14. Hy sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Dit is nie maklik nie, dit is nie lekker nie. Maar dit is nodig dat ons moet wag. Ek wil gou net sien, ken julle die storie van Josef in Genesis? Wat gedroom het? Ek seker 'n paar mense. Vir die wat dit nie ken, gaan lees dit gerus om jouself net te verwindig. Genesis 37. Josef se broers het hom genoem die dromer. Want hy drome gekry. En wie wat, Josef was in 'n wagkamer gesit, en ek wil dit vanoggend gebruik om vir jou te wys dat baie keer die plek waar jy is, waar jy is, die storm wat jy jouself in bevind, wat ek so gesê het, dit wat vir jou dalk deurmekaar in chaos lyk, is onder God se beheer. Net wat met Josef gebeur het, dink ek, vir geen mens kon dit lekker gewees het nie. But that's part of being in God's waiting room. Want jy sien, wat gebeur in die wagkamer van God? Jy word voorberei vir dit wat kom. Hy het die droom gehad en hy het die droom gehad van groot dinge. Hy het sy hele lewe gesien wat basies vir hom voorlê. En as ek dit kon sien, sou ek sekerlik opgewonde geraak het. Maar kyk wat gebeur. Skielik word hy verraai. Toe word hy in 'n put gegooi. Hy word as 'n slaaf verkoop. Hy word valslik beskuldig. Hy word in 'n tronk gesit. Nou dink jy nie, dit is nou vra jy op my Here, maar hoekom? Dink jy nie, hy het ook gevra, maar Here, ek het hierdie goed gesien. Ek het hierdie drome gedroom. Ek weet ons woord het soveel beloftes in.
maar dit is nog alles nie daar nie. En ek is seker, hy het ook gewonder, maar Here, nou wat nou? Hoekom gebeur hierdie goed? Maar jy sien wat Josef nie geweet het nie. Dit is dat die tronk was eintlik die wagkamer van God. Want God was besig om deur al hierdie dinge te posisioneer in 'n plek waar God hom wil hê. Om te doen dit wat God wil hê, hy moet doen. En soms voel dit of jou lewe uit mekaar uitval. Maar hoor my mooi, kind van God. It can feel like everything is falling to pieces. But I need somebody to hear this morning, God has got your hand. Amen. Hy het jou nog steeds. Hy hou alles nog by mekaar, al voel dit vir jou asof dit nie meer by mekaar gehou kan word nie. Jy sien Psalm 37 vers 23 en 24 sê die volgende: Deur die Here word die gange van man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Amen. Ons het hier die beloftes wat ons kan vashou. Al wat ek vir jou sê is, kind van God, we need to learn to wait on God. We need to learn to lean on Him. Ons val baie om. Maar weet jy wat? We keep on getting up. And that's very important. You said it the other day. Christians keep on falling, but they keep on standing up. Amen. The righteous. En wat doen van die wêreldse mense? Hulle wil nie. They don't care. Jy het dalk geval, maar mooi kind van God. Al het jy geval, Brandon, God is nog steeds besig in jou lewe. Amen. Maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, want jy is die moeite werd. Yes. Hy is besig om te werk, al is dit in die stilte. Hoeveel keer het jy al gebid en niks gebeur nie? Hoeveel keer, of hoe lank wag jy, niks verander nie? En dan wonder ons maar, hoekom nie? Jy huil, en die hemel voel toe. Ja, want jou trane gaan nie die hemel oopmaak nie. En jy sien, dit is hoekom die wagkamer, wat ons baie keer in sit, die plek van wag is nie altyd so lekker om te wees nie. Want jy sien, jy soek die oop deur, jy soek die deurgang, jy soek die antwoord, jy soek dit nou. Maar weet wat ek wil vir jou sê, you need to be still and know that He's God, and He's in control of everything in your life. Weet om daardie rede sê Romeine 8:28, hy sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Hoor mooi wat ek sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, lees dat, alles, sit gou by die vers op. Alles ten goeie meewerk. Nie party dinge nie, nie jou wil se goed nie, God se wil se goed. Amen. As jy God ken en al jou weet, sal al jou planne uitgewerk. Maar jy sien, ons ken hom in Nico se weer, ek ken hom in Cecilia se weer, en ek ken hom in Antoinette se weer, maar ek wil hom nie in sy weer ken nie. Net het lang of my maar opgeluister. Maar hoor my mooi kind van God, vir die wat God lief het, sal alles ten goeie meewerk. Nou wil ek vir jou vra, hoe lief het jy God? Want ek glo ons almal wat hier sit glo in hom, dan vertrou jy hom aan iets. Because that's a whole nother ball game. Amen. God is steeds besig om te werk. Selfs in jou teleurstelling, in jou pyn, in jou wagtyd, in jou mislukking. Want hoe leer jy? Deur foute te maak
en op te staan en die fout reg te maak en aan te gaan. Dis al hoe jy leef. Wys my 'n kind wat op 'n bicycle klim en ry sonder om te val. Dis wie jy leef. Filippense 1 vers 6 sê vir ons die volgende: Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal hy volëindig. En wie wat, ek wil dit mooi hoor. Ek praat met julle en elkeen van ons wat hier sit, want wie wat, ons sit hier en baie maal voel ons so, I'm not worth it. But believe me, what he has started in you, he will complete. Amen. Want jy is die moeite werd, kind van God. En hier is die groot ding. Dit gebeur dalk nie in jou tyd nie, maar in sy tyd. En hoor my mooi. Hy gaan nie halfbak job met jou doen nie, hoor. He's going to complete the good work that he has started within you. As hy begin, sal hy klaar maak. Hoekom? Want hy is nie 'n mens nie. Ons gee op. Ons gee gooi tou in. Hy sal nie, want hy is God. Ons raak baie keer kwaad wanneer die deur nie oop gaan nie. Ons raak ongelukkig, ons raak frustreerd. Ek kan eerlikwaar in my eie lewe vir jou getuig van 'n paar kere waar dinge nie my wy gegaan het nie. En nou praat ek nie van my eie planne nie. Ek praat van dinge wat ek gedink het, dit wat ek doen is reg, dis wat die Here wil hê, maar dit is nie 100% wat God wil gehad het nie. Dan raak ek frustreerd, maar ek sê, Here, maar ek is besig met die werk, ek is staan vir u saak, ek doen wat u wil hê ek moet doen. Hoekom dan nie? Kan ek jou sê hoekom nie? Want ek wil nie wag nie. Ek wil nie luister nie. Want jy sien, baie keer sê God nee. Baie keer sê God wag. Baie keer sê God nie nou nie. Nie om jou te straf nie, kind van God. Maar omdat hy jou beskerm. Ek kan eerlikwaar vir jou sê, ek weet, kan jy vir een oomblik dink dat as God nou vir elke een van ons jou grootste droom nou waar. As ek die mense volgende vra, wat is jou grootste wens? Baie van ons sal sê, ek wens vir 'n bankrekening vol geld. Wat maak jy as die Here dit vir jou gee? Wat gaan jy doen met dit? Kan ek vir jou 'n klip in die bos gooi? Hoe sal God jou vertrou met R2 miljoen 'n maand, as jy nou nie kan vertrou met R5,000 'n maand? Jy sien, baie maal dink ons nie so nie, maar God weet wat wag. God weet wat aan die ander kant van die Here. Ek kan nou vir jou sê, as die sluise van die hemel moet oopgaan en nie moet geld reën vandag, kan ek vir jou sê, volgende naweek is die helfte van die mense nie. Unless hulle bid, dan gaan nog geld in die hemel uitval. Dan gaan die plek uitgepak wees. Maar as jy weet, dit so once of thing, kan ek jy nou sê, ons gaan bote en jetskis en visstokke en katolle en al die dinge koop. En ons gaan ons self geniet. Raad ek nie toe, maar wat ek nie dit sê nie, en dan wil ek dit laat vir myself. Maar weet jy wat, we need to be content with God. Maar baie keer beskerm die Here jou deur dit te doen. Want jy sien, God sien goed wat ek en jy nie sien nie, Marius. God weet, as hy jou nou die promotion gee, wat gaan gebeur? Hy weet as hy nou vir jou dit wat jy soek bring en gee, wat gaan gebeur? En ek wil dit ook mooi hoor, die Here sien goed wat ons nie sien nie. En baie mense het hierdie verdraai die idee dat God slaap. Hy doen nie. Jesaja 43 vers 2 sê, as jy deur die water gaan, is hy saam met jou. En die ding is, ons moet net leer om te berisp by dit wat hierdie woord vir ons sê. Weet,
Ek het al 'n paar keer in my lewe dan bid ek net oor 'n saak en sê Here asseblief aan nie aansê. Please talk to me through your word. Dan maak ek die Bybel oop. Dan kry ek antwoord wat sê nee, nie die kant toe nie. Dan sê ek nee, dit is die Ou Testamenties, wag. Here asseblief, ek beloof jou. Ek moenie vir my sê Here as jy wat dit doen nie. Nee, Here, hier is nie vir my nie, dis vir my vrou, Here, sy. Maar dan sê die Here vir my, luister. Nee, Here, my vrou moet luister. Ons doen dit. Maar weet jy wat, we need to get to a point where we start relying on Him and trusting Him. Want jy sien, dis maklik om die Here te vertrou. As dit goed gaan in jou lewe. Dis maklik om die Here te vertrou vir môre. As jy vandag R50 in jou wallet het om 'n brood te koop. Maar hoor my mooi, wanneer jy niks in jou hart het nie, en jy weet jy môre lunch om vir jou kinders te gee, then it requires a whole another level of faith and trust. Dit is baie maklik om die Here so te vertrou. Maar as jy nie het nie, wanneer jy nie verstaan nie, wanneer jy seer het, wanneer jy nie antwoorde het nie, dan is dit nie so maklik om te vertrou nie. Hoe baie maal sê ons wel, hoe nie gevang moet jy nou ek, dit sal met jou vertrou die Here. Maar dit is maklik vir jou om te sê, vertrou, as jy nog iets het, om te sorg vir môre. Want jy sien, dit is waar jou en my geloof eintlik begin. 2 Korintiërs 5 vers 7. Hy sê wat ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Wat sê geloof vir jou? Geloof sê ek verstaan nie nou nie, maar ek vertrou God nog steeds. I don't understand why, but I know He will take me through. Jesaja 41 vers 10 sê, bevrees nie, want ek is met jou. En ek wil vir iemand in hierdie plek sê, God sê vandag vir jou, moenie paniek nie, ek is nog hier. Moenie worry nie, I got you. En ek wil vandag vir jou sê dat ons elke een wat hier sit, het 'n unieke storie wat God besig is om te skryf. En ek wil vir jou sê, solank as wat jy nog hier sit en jy asem in jou longe het, is God nog nie klaar met jou storie nie. Amen. Hoor mooi wat ek vir jou sê dan van God, hy het nog nie klaar geskryf in jou storie nie. Ons dink al baie maal dit is nou verby. Koel is deur die kerk. Maar hoor my mooi, partykeer vat die Here 'n fout en hy gebruik dit tot sy eer. Partykeer maak die Here wat was 'n gesegde wat iemand gesê het, hy vat 'n verleentheid en hy skep dit op 'n geleentheid vir iets moois. Jou getuienis, kind van God, waar die Here jou uitgehaal het. Myne is nie 'n mooi prentjie nie, maar ek kan dit gebruik tot eer van hom. Baie keer gebruik die Here jou omstandighede. Maar ek wil vir jou sê, God is nog besig. Die mense kyk dalk na jou huidige situasie, jou huidige omstandighede. Maar weet wat, Marius, God kyk na jou toekoms. Amen. En hy weet waarheen hy wil hê jy moet gaan. Yes. Maar jy sien, kyk nou weer Romeine 8:18 en ek gee vir jou baie verse vanoggend, maar ek wil jy moet hoor wat die woord van God vir jou sê. Hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Hoekom? Want die planne wat God vir jou en my het, is nie planne van teëspoed nie, maar van voorspoed. Amen. Wat jy nou beleef, jou storm wat jy nou beleef, is nie die einde nie, want jou storm, kind van God, het nie die laaste sê in jou lewe nie. God het. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die
wat verslae is van gees. Ek het dit Woensdag aan by die bediening gesê, as jy nie meer weet wat se kant toe nie, and you feel that you've reached rock bottom, wil ek vir jou sê, jy is op die regte plek. Want wanneer jy nie meer kan nie, kan God. Amen. Want as jy regtig klaar is en jy het niks meer nie, gaan jy nie interfereer as God jou optel. Ek wil klaarmaak. Dalk sit jy vandag in God se wagkamer en jy weet nie hoekom nie, jy weet nie hoe lank nog nie. Jy weet nie wat volgende nie. En jy vra my nou, wat nou? Wat van my huwelik? Wat van my kinders? Wat van my werk? Wat van ons bediening? Wat van my lewe? But I need to tell you, as God jy tot hier gedra het, dit van God gaan hy jou verder opvat. Want dit is wie hy is. Hy is die waarmaker van sy woord. En Eksodus is daar versie wat sê, moenie vrees nie, staan vas en skou die verlossing van die Here. But we need to learn to trust in God. Not just believe in him, but to trust in him. Want jy sien, die wagkamer is oor die algemeen die plek net voor jou weerbraak. En ek wil jou kom bemoedig by dit en die aanwesigheid van jou storm beteken nie die afwesigheid van God nie. Ons moet leer om op God te vertrou, soos nooit van tevore nie, veral in hierdie tyd waarin ons leef. Kom ons wees nou maar realisties, kom ons vat 'n alledaagse ding, die brandstofprys op hierdie stadium. Dis 'n nagmerrie. Ek kan eerlik vir sê, I don't know how I'm gonna do it. Ek maak vir my swaar op hierso. Maar wat moet ek maak? Ek kan niks anders doen as om op God te vertrou. Amen. Want die woord sê, die 400.000 hemels behoort aan hom. So hoekom kan hy nie vir my diesel of my bakkie voorsien? But we need to learn to trust God. Yes. Ek gaan vir jou lees hierdie wat ek nou van gepraat het oor hierdie persoon en wie wat jy moet verstaan wat dit beteken om te vertrou op God. Nou in 1859 het duisende mense na die Niagara Falls toe gegaan. En daar was 'n Franse akrobaat met die naam van Charles Blondin wat oor 'n enorme klif van omtrent 1000 voet 'n tou gespan het, 'n 2 tou gespan het. En hy het daarop geloop. Hy is akrobaat, dis wat hy doen. Maar hy doen dit nie een keer, hy doen dit keer op keer. Hy loop op stilts daaroor. Hulle reken uit op 'n stadium toe vat hy 'n stoof, ek weet nie wat sy stoof het gevat het, want in die daai tyd dink ek was al koolstoof, so hulle nou how he did it, but hulle sê hy het 'n stoof gevat en op die koue omrit gemaak. En almal klap hande en almal juig hom toe want daar's niks wat vir hierdie ou moontlik lyk nie, want hy doen dit nie eenmaal nie. Jy dit een keer doen soos jy nee, jy is reg. Maar as jy 6 of 7 keer agter mekaar dan moet jy verstaan maar hoe die ou weet wat hy doen. En hierdie ou kom en hy vra iets wat niemand verwag nie. En hy het dit gedoen. Jy weet die persoon en ek weet nie dis so ver om ingegaan nie. Maar hy sê wie glo ek kan 'n krybaar oor hierdie ding stoot. En almal sê, yes, jy kan dit doen, maar ons weet jy kan dit doen. Hy sê, ek nou wie is eerste, wie gaan nie kry wat doen? And guess what? It went dead quiet. Want jy sien, dis maklik om aan te cheer, yes, you got it boy, you go for gold. But when you're expected to get in there, it becomes a whole other story. Jy glo met jou hele hart, ek kan dit doen, jy het dit gesien. Maar vertrou jy ook genoeg om jou oor die wal te stoot. Maar weet jy wat? Almal cheer hom aan, want Jesus kan dit doen. Maar toe die vrou sê, kom klim in die krybaar, wie is eerste? Dat ons gaan, dus sê hulle not as of nie. Weet wat, dit wat ons doen met die Here. Ons glo in God. Ons het geloof, ja Here, ons glo U.
Maar die oomblik wanneer ons vir God verwag om te vertrou vir môre, dan kan ons dit nie doen nie. Jy sien, ons glo God kan ons dra. Ons glo hy kan enigiets doen. Maar wanneer dit ons beurt is, dankie man, om te sê, Here, ek gee oor, vir U om dit te doen, kan ek dit nie doen. En ons kan maar eerlik wees, ons almal doen dit. Jy sien, soos ek nou gesê het, wanneer jy gevra word in die kruiwagen te klim, dan is dit nie jou geloof wat getoets word nie. Dit is jou vertroue op God wat getoets word. But there is no better place to put your trust than in Him. Want jy sien, dit is wanneer jou vertroue op die toets gestel word. Soos ek nou gesê het, geloof is die beginpunt van jou en my reis met God. Want jy sien, om in Hom te glo, sonder bewyse is maklik wat die woord sê. Dis wat ons moet doen. Maar vertroue gaan 'n groot stap verder. Vertroue sê, omdat ek sy goedheid ervaar het, sal ek hom volg waar ook al ek my lei. And it's a whole another level of belief. Vertroue is die verskil tussen om te glo iets is moontlik en om die onmoontlike te doen. As jy gaan kyk na Spreuke 3 vers 5, staan daar nie geskrywe glo op die Here met jou hele hart nie. It's not talking about faith. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Doesn't ask you to believe, He asks you to trust. En weet jy wat, en ek gaan dit jou losmee, dit wat ek vir ons briefie gesê het. Al wat God van jou en my vra in die dag, is vertrou in my, ongeag. Al weet jy nie, wat aangaan nie, al verstaan jy nie, jou omstandighede nie, weet dat God verstaan. En hy weet wat môre vir jou wag. Die wagkamer is nie 'n lekker plek om te sit nie. Maar dit is die plek waar jy voorberei vir dit te kom. En wanneer jy laat wag, ons sien dit baie maal dat God wil jou straf. God straf nie nou nie. Dit kom nog. Maar ons dink, wanneer God nie ons gee wat ons wil hê nie, dan dink ons, hy straf ons, of ons voel hy hou nie van ons nie. Dis nie die geval nie. Dis nie nou in sy wil nie. But He asks you today to trust Him. En ek wil vir jou sê, kom ons vertrou op die Here. Probeer dit. En kyk wat gebeur. Amen. Die Here sê sy woord.